Shane. Hallo mami. Hallo mami. Hallo my kind. So, ek is baie opgewonde vandag. Ons het 'n versoek gehad dat ons moet iets maak. En dit is omtrent 20 jaar later en dit word nog steeds onthou. So dit moet 'n remarkable resep wees. En mami gaan hom actually nou maak en wys hoe maklik dit is, né? Nee? Ja, Ja. dis bitterlik maklik. Ek dink dit is van die maklikste resepte wat ek al gemaak het. Okay. So, wat is dit? Wie het gevra? Wat is die storie agter hierdie oulike resep? Dit is Mamaiter Ja. en jare gelede toe jy seker graad 2, graad 3 was, het jy Ja. maatjies oorgenooi op 'n dag en ek het besluit om Mamaiter te maak. En dit was Eldien Vos. Ek weet nou nie wat haar getroude van is nie. Ja, ja. En sy en haar broer. En ek het die Mamaiter gemaak en hulle het baie van dit gehou en toe het dit gebeur dat ek elke keer as hulle kom my Mamaiter gemaak het Ja. sodat hulle dit weer kan eet. En nou het Eldien gevra dat ons die resep moet wys. So hier is dit. Yes. Okay, okay. Amazing. So, kom ons begin. Wat gebeur eers? Of kom ek vra, wat het 'n mens nodig om die maklike Okay. resep te maak? So kan ek maar sommer begin dan Ja, om dit te begin. maak. Dit is sien. Okay. Yes. Ek het nou in die bak, ek weet nou nie of mense dit kan sien nie, maar ek Ja. het 'n koppie meel, 'n koppie koekmeel, 1 en 'n halwe teelepel bakpoeier en 'n koppie gerasperde kaas. Dis omtrent as jy dit weeg 115 gram kaas. Okay. So, dan meng jy maar nou net dit deur en dan vat jy 'n halwe koppie melk. Die halwe koppie melk moet jy bietjie ingooi totdat die consistency vir jou reg is. Maar dit lyk vir my ek gaan sommer nou alles ingooi. Dit lyk vir my alles is nodig. So, gooi dit in. Weet jy wat? Ek sal met die yskas oopmaak en nog 'n bietjie melk kry. Want Okay. die resep het van my gesê halwe koppie, maar ek het dit so lank klas gemaak. Ek het nie besef halwe koppie is te min nie. So Ja. ekskuus. Ja, luister, daar's so 'n grappie, né? Dan is daar nou soos 'n prentjie van die Marmite en dan sê hulle Marmite, but pa might not. Ek dit sê Marmite, but pa might not. So 'n grap. Ja, Ja, dit werk met baie goed so. ja. Okay, so nou dan nog 'n bietjie melk bygekom. Ja, dit lyk vir my, ek weet nie hoekom, dat ek net vir iets anders kry om mee te roer, want hierdie uh tool wat ek hier het, werk nie so lekker vir roer nie. Ek sal hom weer vat as ek die teg in die bak stoot. So, sien. Ek gaan Ja, nou vir jou sê hoe dan ek hoeveel melk moet dit wees. ja. En hierdie resep, né, is dit 'n kom ek vra waar kom die resep vandaan? Is dit 'n ou Sê alweer, resepteboek, 'n ou dis 'n baie uitvinding? ou resep, ja. Dit is Ja, behoorlik oud. Ek weet nie hoe oud nie, ek het dit in 'n ou resepteboek gekry wat ja, al sjoe. ook meer as 20 jaar oud is. Okay, so hier is die deeg. Ek het bietjie meer as 'n koppie en 'n half. Kom ons sê 'n koppie en 'n 3/4 Okay, melk. Gooi jy in, dan is dit so amper loperige deeg. Hier het ek my bak wat gesmeer is. So ek okay. gaan nou net alles hier ingooi. Ja. So ek gaan nou vra, kan 'n mens die bak met spray en koek ook spuit? Jy kan, ja. Okay. Ek hou mos maar daarvan om my bak met botter te smeer. So die bak is met botter gesmeer, Met want ek glo botter. dan, My sê gou weer, met botter. met botter, ja, dis net 'n klein bietjie botter. Sjoe, ja, dis 'n baie gelukkige bak daai. Nee, kyk, ek weet as jy 'n spuit ding gebruik om jou pan mee te smeer of met 'n te spuit, dis baie vinniger, maar ek het agtergekom dit bak nie dieselfde nie. As jy jou pan smeer, kyk as jy nou wil fancy wees, dan Ja, is botter amazing, want jou huis ruik verskriklik lekker. Maar daar's ook 'n verskil tussen as jy hom spuit en as jy byvoorbeeld sê nou maar stok vat en jy smeer dit ook aan die pan. Hy kom ook net ja. beter uit as hy gesmeer is.
Ja, alles, elke klein dingetjie wat jy in 'n resep doen, maak mos maar 'n verskil. Ja, So, yes, elkeen definitief. besluit maar hoe hy die ding wil hê en ek hou daarvan dat my goed moet lekker smaak. Dit is vir my die voorvereiste. Dit maak nie vir my saak hoe hy lyk nie, solank hy lekker smaak. So, Kyk, daar's hy. ek wil sê ek wil hom ook nou Happy nie iets day. eet. That's it. Ekskuus, I have a question. Waar is die Marmite? die Marmite is in die sous. So, ons moet hom nou eers klaar maak. Kom ek sit hom so lank in dat ek kan begin bak. Okay, 8 minute in die microwave. Wag, 8 minute in die microwave. net 8 minute, ja. So, dit is iets wat 'n mens kan maak as jy hoor jou mense, iemand is nou op pad na jou huis toe. En jy As niks. jy dat maak, Dis iets wat jy kan voorsit as jy hoor iemand kom nou gou vinnig na jou toe. En jy het nou baie nie iets om op die vinnig. tafel te sit nie. Ja, Ja, wow. dit werk baie fris, baie vinnig. Want dis nou 8 minute. Ja, Wanneer ek kom, dan steek ons gate in met 'n vink. Ek gooi die sous oor. Die sous, ek kan so lank verduidelik van die sous. Ek het die sous van vooraf opgemaak. Die sous is 3 eetlepels botter, weer botter en 2 teelepels Marmite. ja, Hulle sê plus minus, so 'n mens kan dit verander. Bietjie minder maak as jy nie so van 'n sterk Marmite smaak hou nie en bietjie meer as jy voel nie, jy wil hom proe. So, dis dan nou die sous, dan smelt jy die botter en die Marmite saam vir 1 minuut in die microwave, ook op hoog. ja. En dan het jy mos nou jou sous. So wanneer die perd nou uitkom en dan gooi mense net die sous oor en dit maak hom 'n Marmite. Ek het nou nog 'n vraag rondom die tert, né? Kan hy beskryf word as 'n diertert? Sommige mense gaan dalk nou, soos ek weet nie wat kos Marmite nie, want ek koop hom omtrent nooit nie. So, As jy in ag neem dat jy in die botter se plek margarine kan vat, ja, dan sal ek nie sê dis duur nie. As jy mos al botter vat en dit is ook in elk geval as jy botter vat, dis net 3 eetlepels. ja, So dis nog steeds nie baie nie. En die kaas, ek dink die botter en die kaas is die duurste, maar my is mos nou ook duur, maar jy vat net 2 teelepels. So as jy Marmite in jou huis het, ja. dan sal ek nie sê dis duur nie, want jy het dit Yes. klaar. Maar nou wonder ek, né, want ek weet mami eksperimenteer met resepte. Dink mami daar sal iets anders wees wat 'n mens kan gebruik in plaas van die Marmite sous. Want ek meen hy's so maklik. Miskien is daar iets as inderdaad iemand is wat nou vir my hou nie van Marmite nie. Daar behoort 'n substitute te wees. Nou vinnig aan iets dink nie, maar ek sal sê kyk as jy net die botter selfs oorgooi, dan het jy 'n kaasster. Jy Ja. kan miskien die botter smelt en dit geur met iets soos aromat of enigiets waarvan jy hou, 'n lekker spice. Ja, En dan kan jy dit oorgooi as jy nie wil die Marmite ingooi nie of as jy nie Marmite het nie. ja, En die ander ding is Marmite en Bovril is mos soort van dieselfde ding. So as jy nou Bovril het en jy het nie Marmite nie, dan kan jy dit gebruik. ja. Okay, wow. Dit is baie oulik, dis interessant. So, die tert, hy is nou in, hoeveel minute is daar nog op die microwave? Nog so 5. Okay. Sal 'n mens hom ek wonder nou, die sal 'n oond. mens hom kan in 'n oond of selfs in 'n air fryer kan probeer maak as jou bakkie kleiner is? 'n Mens sal seker kan, ek het dit nog nie gedoen nie, so ek weet nou nie hoe lank dit in die oond gaan moet wees nie, maar ek is seker dit sal kan, want ek het al onthou jy die tuna tert wat ons maak. Sy resep sê ook maak hom in die microwave, maar ek het hom al in die oond gebak en hy het gewerk. Wat So. gebeur as 'n mens hom in die oond maak, nê? Daai onderste laagie, dis asof jy kan nie sê hy brand nie, maar hy kry so 'n crispy laagie van hy tuna tert wat verskriklik lekker is. Ja, ek dink ook hy kom lekkerder in die oond. Ja, ek dink ons moet hom So op 'n wat stadium. beteken, dit beteken die Marmite tert sal dalk ook 'n bietjie beter kom as jy met die oond bak. Maar as jy nou wil vinnig wees, in die oond sal dit nou nie 8 minute wees nie, dit sal langer wees. Ja, nee, dis nou lekker om te weet, want ek meen jy het 'n microwave in jou huis en jy kan vinnig iets maak. En ek dink die daai tert is baie ongesond nie. As jy nie omgee om witmeel te eet of iets nie, dan is dit reg nie 'n ongesonde tert nie. Ek sal nie so Is sê. waar. Ek wil gou kyk of hy alright is, Ja, want
eintlik fyn. Ek is net Ja. bang baie keer alle microwaves is nie dieselfde nie. Toe ek dit die laaste keer gemaak het, was mos nou seker nog in Port Ek kan nie onthou of ek dit dan hier in Springbok gemaak het nie. En ek het 'n ander microwave gehad, so Ja. ek weet nou nie of die twee dieselfde werk nie. Ja, Maar- ja, mens moet dit in ag neem. So ek het iewers gelees, dink ek hulle sê as dit kom by kos maak, kan jy eksperimenteer en jy kan nuwe goeders probeer, spur of the moment. Maar as dit kom by bak, moet jy die resep Ja. volg. Want daar kan jy goed dat glo. kan jy nie jou eie ding doen elke keer nie. Ja, ja, nee, definitief. Ek begin ry kom nou al en dit ry lekker. Dis gewoonlik vir my die clue dat die ding omtrent gaar is as jy hom al begin kan ry. Ja. Dit ruik en dan Dan seker moet jy verskriklik ry. lekker. Hy is nog redelik wit, so ek kan my nog aangaan. Hy's Ja. nog so bietjie minder as 3 minute oor. Ja, sjoe. Okay. Nee, maar dis nou baie lekker. Ek het nou voor ons begin het ek so 'n klomp idees gehad wat ek nog wou deel. En nou voel dit amper ek slaan heeltemal te. Maar ek het ja, kom ek vra so. Ek dink ek het op 'n stadium iewers in 'n video het ek dit genoem, maar sê nou dit wat jy nou maak flop. What is your advice? Want kyk, ek weet ek het in die begin het my goed baie geflop. Dit raak daarom nou minder. Die floppe raak minder. Maar wat het iemand nou die terp probeer en iets loop skeef en hy dan nou hulle weet nou nie reg hoe nie, sal mens hulle moet weer probeer? What would your Ja, advice be? definitief. Jy moet weer probeer, want as jy dit gaan net so los en nooit weer probeer nie, Ja. dan het jy nie iets geleer nie. En as jy hom weer probeer, dan weet jy ook, wag, hierdie keer het ek hom miskien te lank in die microwave gehad of te kort of wat ook al. En dan Yes. doen jy dit mos nou anders en so leer jy en dan kan jy vir ander mense ook raad gee. Ja. So 'n mens moet maar altyd weer probeer. Yes, ek dink iets wat die kombuis my besig is om te leer is dat 'n flop is nie die einde van die wêreld nie. En Definitief nie. kyk, 'n mens, jy maak altyd weer kos want jy moet weer eet, maar soms dan stop jy as jy nie iets reg kry nie. Maar as jy kan dit wat jy in die kombuis oefen in ander areas ook doen, dan dink ek dan gaan jy baie beter raak. Dalk nie, Ja, maar jy gaan baie beter raak en die resepte gaan makliker vir jou word ook, ja. definitief. Kom ek kyk al weer. Hoe lyk hy? Hy's redelik wit. Ek kan nie onthou of hy altyd so wit was nie. Kan jy onthou? Kyk, ek onthou soms die goed verkeerd. Weet jy wat? Ek gaan nou loop as jy my sal verskoon Oh ja, om gou 'n stokkie te kry. ek kry 'n stokkie. Sodat ek kan- Nee. Hoe sê jy? Ek sê kry daai stokkie. Ja. Ja, nee, kyk, ek gaan nou aangesels want jy's mos nou mense wat kyk terwyl maar met daai stokkie gaan haal. So daar is regtig maklike resepte. En soms het 'n mens die maklike resepte nodig. Soms het jy nodig dat jy moet weet hoe om 'n vinnige meal te fix. Jy het daai resepte nodig wat jy weet jy kan dit soos binne 'n halfuur kan jy iets klaar maak. Of dit nou 'n tert is of dit nou aandete is. En soms het 'n mens lus om 'n ingewikkelde resep te probeer. Of jy het lus om vir 4, 5 ure in die kombuis te staan, al die skadegoed vuil te maak, dat die mense kan lekker eet. Soos 'n Sondagmiddag. Ek het so 'n video gesien, hè. Dit sê die vrou, gelukkig vir die mense in haar huis, hou sy daarvan, as sy kwaad is, dan bak sy. So hulle is baie gelukkig. Ja. Ek verstaan dit heeltemal. Ek het so 'n bietjie aan Mammie gedink. Ja. Ja, sy. Okay. So ek gaan nou die klert is klaar. Ek het die stokkie ingesteek en dit lyk reg. So dit was nou bietjie minder as nie bietjie minder nie. 7 minute en seker 3 sekondes. Ja, So ja. nou sweep ek gate in die terp met die vik. Ek gaan maar net dat die sous kan lekker indruk. Ja, sjoe. Ek onthou
hoe hy gelyk het. Kyk, van my view af, né, lyk hy so uit so half en half 'n geelerige 'n skynsel. Ja, Hy lyk glad nie wit vir my nie. jy onthou reg. Okay, gooi die sous oor. Ek onthou ek het altyd lepels vol Marmite, skoon Marmite, by ouma se huis van alle huise. As ek daar kom, dan het ek hier 'n arme ouma het nooit gesê nee nie. 'n Lepeltjie vol Marmite gevat en hom geëet. Ek sê Goeie dit dag ding. nie weer doen nie, Ja, die maar dit ding lyk nou is, baie lekker. niemand het gekla nie, want mamma is gesond. Ek onthou, toe jy op 'n keer het jy, glo nie is omgee dat ek dit sê nie, maar jy het mondseer gehad en die dokter het gesê, ek moet vir jou mamma laat eet. So ek Ja, dink dis waar ek dan met help gekom het. Want hulle miskien. sê, mamma het baie proteïen in Ja, en dit help. ja, So, sommer 'n bietjie raad ook vir iemand wat dalk nie weet wat om te maak nie. Die tert is klaar. wow. Ek kan dit miskien bietjie oplig dat jy dit beter kan sien. Okay, you can. Kyk, ek voel. Ja, dit is presies hoe ek hom onthou, regtig waar. So nou kyk, as ons nou ja, ja, wie gaan hom nou eet? Dit is seker so bly. Like that. Maar weet jy, ek weet nie of jy so baie van dit hou nie. So ek het gewonder of ek nie dalk hierdie tert moet preserve tot jy kom nie. Maar ja, miskien. Ek weet nie of mami gesien het nie, maar my dit lyk my kamera het geskuif. Sommer net so. Miskien is dit die kamera, my jene. Ek dink dis myne wat dalk ek weet nie, dit kan nie wees nie. Lyk myne anders of is hy nog reg? Nee, dis ek sit nog net, jy sien ek skuif alles. So ek weet nie wat dit was nie, maar die tyd is klaar, né? En Dit ruik baie lekker. ja, so ek gaan nou baie bold wees, né? Kyk, Eldien het gevra vir hierdie resep so 'n paar weke gelede dink ek. En ons het nou daarby uitgekom. Maar en ons tag haar, maar ek kan nie beloof dat ons elke keer alle resepte gaan uittoets wat die mense voor vra nie. Maar as daar nou iemand is wat vir ons 'n oulike voorstel of iets het, we might just be able to do that. Ek het 'n voorstel, weet jy wat kan ons nog doen wat ook so maklik is? Ja, Die tuna tert. ons kan. Ja. Ja, definitief. Om net te sê hoe lekker hy is, né? Daar kom chips by. Sout en asyn chips. So dit is definitief ook vinnig. Hy is soos 10 minute, amper 10, miskien 20 minute. Kom ek sê maksimum onder 'n uur is jou aandete klaar as jy daai tuna tert maak. Ja, ek wil amper sê onder 'n halfuur. Kyk, die Ja. tuna tert gaan vir iets so 7 minute in die microwave en dan weer 5 minute. True. Okay, 7 minute in, dan moet jy hom buitekant vir 3 minute laat staan en dan weer iets soos 5 minute binnekant en dan is hy klaar. Ja. Ja, dis verskriklik lekker. So, ons gaan definitief volgende keer maak ons daai tuna tert. Miskien maak ek hom, miskien maak mami hom, maar ek dink ons kyk. Maar in elk geval, as daar nog iets is wat Ami wil sê, kan Ami maar sê. Anders gaan ek Nee, nou ek wil net sê, ja. as Eldien dalk in die omgewing is, ek dink sy weet waar ek bly. As sy nie weet nie, kan jy haar sê. Maar as sy in die omgewing is, dan kan sy vandag kom of môre en tuna, mamma dit kom eet. Ja, ek sal haar sê. Ek sal haar sê. Ja, ek sal haar sommer nou sê. Kyk, hierdie video, ja. Ja. In elk geval, dis baie oulik, maar my vreeslik baie dankie dat jy dit gemaak het en die resep sommer gedeel het. Ek stem saam. Dit is dis baie lekker. Maar vir nou groet ons eers. So vir die mense wat nuut is, dankie dat julle saam met ons gekuier het en saam met ons gekyk het. Maak seker julle subscribe om nie daai tuna tert resep te mis nie. Ons kuier weer volgende week saam. Dankie mami. Bye bye. Plezier. Bye bye.